Goeiemôre liewe vriendin, hoop dit gaan goed met jou. Ons vier vandag Aswoensdag. Nou Aswoensdag is dwars deur die jare gevier om terug te kyk na die 40 dae van nou af tot en met die kruisiging van Jesus en die opstanding. Dit is ook die tyd van lydingstyd waar ons 'n tyd gebruik om regtig terug te dink aan wat Christus werklik hier vir ons op aarde kom doen het. Hoe hy gelei het vir my en jou en op die einde gesterf het vir my en jou. Dis ook 'n terugkyk na wie ons is, wie ons as mense is, wie ons as mense is wat op hierdie aarde leef. Die teks in Genesis sê, jy is stof en na stof sal jy terugkeer, om regtig te besef dat ons is eintlik stofwesens. Maar hoe wonderlik, ek lees vandag 'n dagstukkie wat sê, jy is geliefde stof. Maar om terug te dink net aan ons menslikheid, om te besef, in die hande van God is ons net stof. As ons onsself vergelyk met hom, as ons onsself enigstens plaas langs hom, dan is ons niks. En omdat ons stoflik is, omdat ons net mens is ons ook sondig. En hierdie 40 dae is 'n tyd wat ons regtig intens bewus word van ons sonde, van die rede oor hoekom Christus moes kom. Want liewe gemeentelid, liewe vriend, as ons voor 'n heilige God staan, dan staan ons skuldig. Dan verdien ek en jy die dood. Dan verdien ek en jy die ewige hel. Maar die wonderlike is, hy het nog steeds Christus gestuur om juis vir my en jou te kom lei, om alles op sy skouers te neem. Maar dat ons menslikheid maar net stof is voor sy aangesig, is iets wat ons baie, baie duidelik moet besef. Joël 2 van vers 12 sê die volgende, maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur, skeer julle harte, nie julle klere nie, kom terug na die Here, julle God toe. Hy is genadig en barmhartig, hy is lankmoedig en vol liefde, hy is bereid om die straf te herroep. Wie weet of hy die straf sal herroep, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar van weergaan en dankoffer sal wees nie. Blaas die ramshoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas, roep die gemeente bymekaar, roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, selfs die wat nog drink. Die bruidegom moet uit sy kamer uitkom, die bruid uit haar witterbroodskamer. Die priesters in die diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê, betoon julle medelee met u volk, Here. Moenie die volk wat aan u behoort tot bespotting maak, sodat die nasies met hom sal spot nie. Waarom moet daar nog vir volke gevra is, waar is Israel se God? Nou wat ons hier sien is 'n gereelde ding wat gebeur het as die volk sou vas, as die volk God se aangesig sou soek, sou hulle klere skeer. Dis wat daai vers sê, moenie julle klere skeer nie, maar skeer julle harte. En hulle sou hulle klere geskeer het as hulle gevas het, as hulle 'n diepte vir God se hart gesoek het, sou hulle klere geskeer het. En hier sê Joël, of hier sê God ook vir die gemeente en die gemeenskap, moenie julle klere skeer nie, skeer julle harte. Hy soek nie my godsdienstige handelinge nie. Hy soek my hart. Hy soek my opregtheid. Hy soek dat my hart gebroken word vir die sonde wat ek doen. Hy soek dat ek hom nader, stikkend en gebroken, want dan alleen kan hy my sonde vergewe en kan hy my optel. Want dis die wonderlike van die kruisverhaal, daar was ook 'n opstanding.